Goeienaand almal. Ja, Fanny, dankie vir die uitnodiging. Dit is regtig vir ons lekker ons sien uit daarna. En ja, gaan 'n goeie tyd wees. Ek sien hier's 'n paar oupas en oumas ook hier tussen ons. So moenie asseblief nie skroom om by te voeg of by te las nie. Ek dink dis in afval die gedagte is dat ons die 3 sessies, al die na die laaste sessie toe lekker besprekings gaan hê. So dis om inligting te deel en dan van daar af dat almal saam praat en ons het ook nog baie wat ons kan leer in die proses. Goed, so vanaand kind grootmaak is kinderspeletjies. Dis eintlik so. Almal van ons begin, dis eintlik 'n baie eenvoudige proses. So daaronder is die jare, so ou begin op 0. Jy lê 'n belofte voor God af, jy sê jy gaan hierdie kind grootmaak en dan bou jy fondasie en dan by 18 dan stuur jy hulle uit en dan is die fondasie gegooi en dan kan die kinders lekker op daai fondasie bou. En dan kry hulle nog hulpmiddel ook. Dit as hulle skool toe gaan, kom skool ook in, as dit lekker die skool doen die akademie en daar's lekker sport en kultuur en leierskap en sosiaal. En dan gaan hulle skool toe, dan gebeur dit. As dit chaos. So ewe skielik is dit net soveel opsies, soveel goeders wat gebeur. En saam met al die verskillende opsies is daar nog die dryf om te presteer ook. En nou is nie net wat jy alles doen nie, maar op watter vlak doen jy dit alles. En ek wil sê hierdie prentjie is eintlik 'n baie positiewe prentjie. Dis eintlik vir ons wat baie geleenthede het vir ons kinders, is positief. Maar soos in alles in die lewe, te veel van 'n goeie ding is ook nie goed nie. So hierdie prentjie en eintlik in hierdie prentjie na elke prysuitdeling, as ek 'n slag by 'n prysuitdeling was, dan raak hierdie prentjie net vir my weer so duidelik. As ou daar sit en jy hoor waarvoor al die kinders erkenning kry, of as jy deur die skool se jaarblad lees, en jy kyk hoeveel verskillende sporte is daar, so dis dit wat die skool aanbied. Dis wat daar's die kultuur, daar's die akademiese vakke, die sport, is dit 'n spansport, is dit individuele sport, is dit hardloop, is dit balsport, is dit, en dan nou nog die buitesporte, en dan sal die buiteafrigting, en dit raak regtig, dis baie positief, maar dis baie, en hierdie keuses laat onsekerheid, veral, en ek sal nou ons storie ook deel, daar 'n geweldige onsekerheid wat daar is. So ek wil vanaand, as ek vanaand hierdie prentjie wys, dan is dis al die beeld of die simbool van geweldige klomp opsies. As ek so in ons praatjies, dis 'n simbool van baie goeie goed, maar dis 'n simbool ook van as dit te veel goeie goed is, kan ook ons in die wiele ry. So dis hierdie simbool van dat ek en Chat saam moet werk wat ons gebou is. En ek wil vanaand die doel van hierdie gesprek, en veral van die eerste sessie, is om net ons te help om te navigeer deur hierdie proses. Nou, hier's waar ons storie begin het. Dis ons storie. Ons het Bernard gehad, en toe so 2 jaar later vir Laurens, en toe het ons 'n tweeling, Christian en Daniel, en toe het ons baie kort na Daniel, na die tweeling het ons nog 'n bonus gehad. So toe het ons ewe skielik 5 kinders. En op daai stadium toe die tweeling gebore is, toe Janie ophou werk, so voor dit het ons lekker ruim geleef. Sy het 'n baie goeie werk gehad as finansiële bestuurder van Oranje Toyota Groep, en ek het te werk, en na die tweeling toe hou sy op werk, en ek is die enigste broodwinner, ons kan nog 'n doeke dra, ons het 3 kinders op doeke gelyk, en op baie stadium begin, so ek werk my as af om die pot in die kook te hou, en so deur die proses, nou begin Bernard skool toe gaan. Maar nou is daar klop goed wat gebeur.
As jy die kinderpartytjies het, dan weet jy hierdie kind het kindermusiek en daai het monkey gymnastics en hierdie het ekstra rugby klasse en dat al daai goeders en van hulle kan al skryf voor hulle skool toe gaan en ons moet net kop bo water hou en dan gaan hy na skool toe en word hy vir die C-span gekies en die paas wat elke dag by die rugby oefening was en die kinders is A-span en dis dan wonder ek, maar drop ek nie nou hierdie kind nie. Moes ek nie maar nog op meer moeite gedoen het. En nou soos deur hom en toe kom Laurens nou gaan huiskool toe en hier is hy eintlik 'n heel ander kind. Hy doen van ander goed en weer, soos ons vooraf, wat moet ons doen en wat moet ons op fokus in hierdie jaar waar wat ons nou probeer kyk, maar hoe gaan ou dit nou hanteer, al hierdie verskillende goed en die ekstra klasse en al die goeders, toe min of meer tussen die tyd wat ek ons skoolreunie, ons 20 jaar reunie bywoon. En sit ek al by die skool en ek sien maar, die ouens wat die vinnigste was op skool, hulle is nie nou meer die vinnigste. En die ou wat so goed rugby gespeel het, hy het toe nooit 'n loopbaan gemaak van die rugby. En die meisie wat so slim was, sy het toe nou nie 'n profie geraak. En ek begin, en ek kom agter, maar eintlik is daar 'n bitter min korrelasie tussen die prestasies op skool en dit wat hulle lewe 20 jaar later was. En van daai stadium af toe sê ek maar, kom ons kyk nou 'n bietjie krities. Kom ons kyk nou 'n bietjie wat maak saak. Wat maak saak op skool? En wat maak saak daarna? En so van daai tyd af, en dit met die pad wat ons toe gestap het. Ek hou daarvan om na komplekse goed te kyk en sin daarin te soek. Ek het 'n gawe of 'n talent gekry om moeilike goed maklik te verduidelik. So dis die journey wat ons toe gestap het, nee. En ek dink in hierdie waarneming van goed, ons het eintlik 'n lekker mengsel van skole gehad. Ons kinders was in choppies in die laerskool. Toe die meisies so rande toe kry, toe baie van hulle maats is na ander skole, Sentraal, J of al die skole. So ons het nou lekker gesit en kyk hoe speel hierdie goeders uit en in daai proses het ons nou 'n paar lesse en goed geleer en dit is wat ek vanaand met julle wil deel. So dis nou waar ons nou trek. Dis hoe die spannetjie nou lyk. So Bernard is nou intussen getroud. Hy is links, hy bly in Stellenbosch. Ja, so ons, as ek die foto wys, dis glad nie dat ons sê ons het alles reg gedoen. Maar ons het 'n klomp lesse geleer in die proses. So ons wil vanaand net eintlik daai lesse leer wat ons geleer het in die proses om ons so ver te kry. So is nog een wat op skool is, Jana die kleintjie is op skool en die ander is tweeling is in eerste jaar en Laurens is derde jaar en ja, Bernard is klaar geskryf by artikel nou aan Stellenbosch. So terug by hierdie prentjie. Hierdie is daai prentjie van ek wil graag 'n fondasie bou. En dit is die fokus. Ons as ouers, dis eintlik waarmee ons besig is. Ons berei ons kinders voor om suksesvol in die lewe te wees. So ons wil graag daai fondasie vir hulle bou. En dan gebeur dit. Dan val daai chaos in ons in. En baie ouers wonder, daai fondasie is nou 'n klomp vraagtekens. Baie vat nou maar hierdie proses, hierdie skoolproses, en jy doen alles wat die skool aanbied en alles wat daar aangaan, doen 'n ou voluit. Want as ek julle so, ek aanvaar almal wat hier is Christene wat graag ons kinders wil as Christene groot maak en ons wil graag die beste vir ons kinders hê. So is nie vanaand 'n motiveringsaksie om goed te doen nie. Ek dink julle almal wil goed doen. Die vraag is net wat. En as hierdie chaos nou inval daar, dan is daar baie ouens wat wonder, kom ons doen hierdie voluit. Kom ons gee alles wat ons kan. Ons vat elkeen, ons doen alles voluit en ons glo die fondasie wat aan die ander kant gaan uitkom, gaan reg wees. Maar baie keer eindig dit so. As die fondasie nie so sterk soos wat die ouens gehoop het hy gaan wees.
En ek het dit al baie gesien en ek glo julle kan dit ook sien, dat kinders wat regtig eintlik besonder goed gedoen het op skool, dan as hulle uitstap, dan is die fondasie nie wat hulle geloop het reg gaan wees. Dus as hulle later aangaan in die lewe, dan die ouens wat regtig leiersrolle gespeel het, regtig gepresteer het op skool, dan later is daai fondasie nie wat hy wil hê. En ek dink dis die vrees wat elke ouer het. Ja, die vrees wat jy het en sê, hoorie, hier gee ek alles. Ons doen alles voluit. En dan gaan ons op 'n punt kom wat ons sê, ai, dis nie waarvoor ons geloop het nie. En dis eintlik die doel van vanaand se gesprek. Is om te sê, maar hoe kan 'n ou daai onsekerheid of daai teleurstelling wat eendag wag, kan 'n ou dit vermy? Wat moet 'n ou doen om te sorg dat jy nie daar uitkom, en dat jy met 'n stewige fondasie aan die ander kant uitkom? Okay, so dit is die doel van vanaand se gesprek. So ek gaan vanaand fokus, daar is eintlik, en wat ek probeer doen is, ek probeer dit terugbring na beginsels, sekere beginsels wat ons gesien het wat werk, nie noodwendig ons eie voorbeeld nie. So, ons eie voorbeelde is niets voorbeelde. Fokus op die beginsels en pas julle eie goeders daar. Okay, so die 3 beginsels is, en ek het hierdie 3, ek het nogal Stephen Covey se boek van 7 Habits of Highly Effective People. Dis ook sy eerste 3 beginsels. Dis be proactive, begin with the end in mind, and first things first. So, dit kan ek toepas, of dit is iets wat ek in my lewe baie gebruik het om my eie lewe te organiseer, is daai 7 Habits of Highly Effective People. Maar ons kan dit net so toepas op kinders groot maak ook. So be proactive, begin with the end in mind, and first things first. So be proactive, of proactief. Proactief in die kinders konteks van ouerskap beteken om doelbewus te kies watter waardes, karaktereienskappe en beginsel jy in jou kind se lewe wil vestig, eerder as om bloot op omstandighede te reageer of te hoop dat alles van self reg sal uitwerk. Proaktiewe ouers besef dat elke gesprek, grens, voorbeeld en besluit help om hulle kind se toekoms te vorm, in plaas daarvan om skool, sport, kultuur, vriende, sosiale media of toevallige invloede te laat bepaal op watter fundament hulle kinders bou, neem hulle verantwoordelikheid om leiding te gee, te leer en eienskappe wat hulle in hul kinders wil sien, self voor te leef. Deur proaktief te wees word ouers die argitekte en bouers van hulle kinders se karakter en lê hulle sterk fundament wat hulle kinders toerus om wyse keuses te maak en reg deur hulle lewe te floreer. So dis nou sommer net 'n definisie van wat proaktief beteken. Ek wil dit verduidelik met 'n prentjie. Ek wil hierdie prentjie aanpas om te sê, maar hoe lyk proaktiewe ouers in hierdie prentjie? En dis hoe hulle lyk. Ek en Aya het ook lank gespeel om hierdie prentjie te kry, maar het mooi uitgekom. So hierdie is 'n proaktiewe ouer. Hulle sorg dat daar tyd is om doelgerig te bou in die kind se karakter. So daai gewig van daai simbool van ons van die besige lewe, druk swaar. As jy hom los, dan val hy alles toe. Wat moet 'n proaktiewe ouer doen? As jy moet tyd ook forceer om tyd te hê om in die fondasie te bou. So daai prentjie is 2 ouers wat tyd ook forceer om te keer dat dit nie gebeur nie. So jy sê, ek wil fondasie bou en ek gaan 'n tyd ook forceer om dit te doen. Nou hoekom sê ek forceer? Daai klomp goed wat gebeur in die skool, dis lekker. Dit is,
as jy met in die skool ingaan, jy moet onthou dat elke daai goed word deur programme, afrigters en kompetisies en goed gereël. So jy daag op die skool, eerste ding is, hulle gee vir jou 'n program. Dis wat gaan gebeur. Hulle reël die program. Daag by 'n sport op, hulle gee vir jou 'n program. Hulle sê vir ons oefen hier, ons oefen daar, ons oefen daar. Dan besluit jy, okay, maar jy wil nou 'n bietjie ekstra doen en dan gee die ekstra afrigter vir jou ook sy program. En sê vir jy, hierso is wat ons dit gedoen, hierso is wat ons dit gedoen. Enig in die lewe werk het so, enigiets wat deur 'n program gedryf word, hy het prioriteit. Ander ding is die kompetisies. Dit is ou werk vir iets. So jy werk vir eintlik alles, jy werk vir eksamen, jy werk vir 'n kompetisie, jy werk vir 'n toernooi. Jy werk in daai goed. Dit raak 'n prioriteit. Alleen is daar's onmiddellike beloning. Daar's prestasies, daar's medaljes, daar's prysuitdelings, daar's sosiale media en daar's al die goeders wat daar gebeur. In die lewe werk dit so. As daar skorbord is, dan trek dit jou aandag meer as iets wat daar nie een is. Die ander ding is dit lekker. Dit is baie pret. Dis vrek lekker. Ek het in COVID besef hoe lekker is kindersport. Ons het nie gehad het. Daar is verskriklik lekker. Later raak jy nou so 'n sosiale groepie daar langs die veld en almal gaan saam en dis 'n groot lekker ding. Dit is lekker, dit is opwindend. Nou, die teendeel is hierdie groen deeltjie, hierdie fondasie bou. Dan moet jy self besluit wat se kurrikulum jy het. Jy moet self die program uitwerk. Daar is nie medaljes nie, daar is nie rapporte nie, daar is nie telborde nie. Die telbord, die resultaat kom eers baie later. So jy werk nou jaar in jaar uit, werk jy vir eendag. Dis nie noodwendig lekker. Om jou kind te leer werk in die huis, is nie noodwendig lekker. Ons kinders het ons beskuldig van torture en weet nie So, dit is 'n langtermyn toewyding, jaar na jaar na jaar, vir eendag. Ander ding is, en ek dink dis wat vir baie ouens ook, jy is die voorbeeld. As die oorgewig pa langs die veld staan en hy skree vir sy kind, dan dink niemand snaaks nie, want dit is mos die kind wat speel. Maar as jy as pa vir jou kind leer oor karakter en hoe om die lewe te leef, dan is daar geen, as jy die voorbeeld. Jy is ook op die veld. En hy moet kyk hoe jy speel. So dit is, as bietjie druk op 'n ouer ook, as jy vir hulle hierdie fondasies wil leer. So jy moet die voorbeeld stel. So dis hoekom, as 'n ou daai, dis met moeite, en dis 'n doelbewuste besluit wat jy moet maak. Dit is wat proaktief beteken. Proaktief is, okay, al hierdie lekker goed op skool, dit gaan gebeur, maar ek moet dit ook forceer, tyd ook forceer, om te bou aan die karakter wat ons vir ons kinders wil hê, om eendag die fondasie vir dit te bou. Die volgende vraag is, waarheen werk ons? Wat wil 'n ou in daai fondasie hê? En dit is dan die tweede beginsel. Begin with the end in mind. Nou vir jouself vra, wat is in daai fondasie wat ons daar wil hê? Dat jy dit kan inbou. Dalk net jy sê fondasie bou, maar jy weet nie presies wat daarin is. Okay. So dit is die begin, so ook daar met so 'n definisie wat ek geskryf het, ouers wat moet eers besluit watter eienskappe, waardes, vaardighede en karakter hulle kind nodig sal hê om as volwassene suksesvol en vervuld te wees, en dan doelgerig volgens daardie visie ouerskap beoefen. In plaas daarvan om toe te laat dat die omstandighede, tendense of onmiddellike eise van ouerskap bepaal, vorm hulle duidelike beeld van waar hulle wil hê die kind moet uitkom en neem besluite wat daardie doel ondersteun ter voorbereiding van 'n suksesvolle toekoms. So dit is
Dit is die volgende beginsel. Dus jy moet presies besluit waarna toe werk jy. As jy nou so dink aan waartoe jy werk, dan moet ou sommer lekker sit en dink. En sê maar goed. Dink aan jou kind wat voor Jesus staan met die wederkoms. Hoe gaan daai gesprek wees? Hoe wil jy hê daai gesprek moet wees? So jou kind is nog klein, hy dink nou al aan hoe gaan daai gesprek wees as hy voor Jesus staan. Dink aan wanneer hulle die huis verlaat. As die kar gepak, hy gaan nou waar ook al jy. Hy gaan nou swat, hy gaan nou werk, hy gaan nou oor see, waartoe gaan hy ook al. Daar ry die kind weg. Wat wil jy hê met vir jouself sê, wat het jy ingebou in daai kind? Wat gaan hy nou aanvang vorentoe? Wat se tools het hy om nou na hom toe te gaan as hy nou so afwerk? Dink bietjie, as jy jou kind oorgee aan sy vrou of aan haar man, wat wil jy met daai kind? Jy wil vir die nuwe eggenoot sê, ek gee vir jou vol pakkie, volledige pakkie. Alles wat hierdie een nodig het, gee ek nou vir jou. Of jy daar staan en sê, hierdie kind kon nou maar kiesies maak, vorentoe, agtertoe, enige kant. As hy kan nie eintlik in die huis werk nie, sy weet nie eintlik hoe om my emosie te bestuur nie, en met geld hanteer, en sy kan glad nie dit doen nie, maar sy kon hom kiesies maak. Of wat ook al, wat is sport ook al, baie tyd aan spandeer. Jy wil graag daarso die volledige pakket gee. En sê, ek gee vir jou alles hierdie huwelik gaan werk. Wat ek kon inbou, het ek ingebou. Dink aan as jou kind, jy hoor jou kind is nou lid van 'n nuwe gemeente. Dit is dan altyd lekker as jy weet, ja, julle wat 'n ouer kinders het, sê maar goed, my kind is deel van 'n gemeente en jy weet die kind gaan inbou daarso. Dit is 'n aanwinst vir daai gemeente. Hulle gaan inskakel en hulle gaan 'n verskil maak. Hulle het al die toerusting wat jy kon ingebou daarso dat hulle kan inskakel by daai gemeente. Dan kan 'n kind met 'n nuwe werk het. Sê hierdie kind begin met die werk. Ek weet sy baas sal trots wees, sal tevrede wees met hom, want hierdie kind het alles wat nodig is om 'n getroue werker te wees by die werk. Dan kan jy kyk eendag by jou kind se toekomstige huis. Nou, is baie van julle wat al oumas en oupas is, julle kan sê hoe voel dit om by 'n kind te kuier in die huis en dis lekker. Maar dink daarso, hoe wil jy graag hê met daai huishouding lyk? Hoe moet die kinders met hulle eggenote gesels? Hoe moet hulle met hulle kinders hanteer? En ek dink baie keer krake en fondasies kom juist uit in toekomstige huwelik. Hoe wil jy daai kind moet lyk? Dink bietjie aan, as hy of sy deur swaar tye gaan, hoe gaan hulle dit hanteer? Wat het hulle om vas te hou, om deur moeilike tye te gaan? So dit is, as 'n ou moet lekker sit en dink, ek gaan vanaand gaan ek vir julle ons lys gee as voorbeeld. Dis nie julle lys. Julle moet asseblief julle eie lys aanpas. Ek wil net eintlik 'n illustrasie ons lys vir julle gee. Maar dan kan julle hierdie tipe goed en nog baie ander vrae vra. Julle kan ook selfs by die ouer mense hierso kers opsteek en sê, maar wat kort op die lys? Wat moet daarby wees? 'n Kriteria ook vir die lys is dit moet Bybels wees. Die aard van die saak, dis ons fondasie. So moet kyk wat in die Bybel staan. As dit wat die Bybel sê in 'n mens moet wees, dit moet ons inbou. Ander een is, sit op die lys iets wat byna seker is dat hulle vir die res van hulle lewe gaan gebruik. Iets is byvoorbeeld, kom sê iets wat baie tyd en aandag in beslag neem is. Kom sê rugby spelers. Hoeveel van die rugby spelers maak eintlik 'n lewe daarvan? So, as rugby speel 'n goeie vaardigheid is, maar die kans is 5% dat hierdie kind 'n lewe gaan maak van dit, dan moet hy nie op die lys wees. En dan is dit ekstra.
Sê nou maar instrument, musiekinstrument speel. Dis 'n baie oulike vaardigheid, maar wat is die kans dat hierdie kind dit gaan gebruik vorentoe? Of vergelyk ek dit sê nou maar met iets soos hoe om geldsaake te kan bestuur. Wat is die waarskynlikheid dat die kind eendag sy eie geldsaake moet gaan bestuur? Dis redelik goed. So geldsaake bestuur is, al is dit 'n baie boring vaardigheid, sal ek op die lys sit eerder as om 'n tipe sportvaardigheid of so iets op te sit. So die kriteria as ons na die lys kyk, dan sê ons maar wat is dit wat ten minste 80% van hulle sal gebruik vorentoe. Die ander een is met 'n betekenisvolle impak. So ons moet kyk elke ding maar, en ons kan rondom ons kyk, wat is die tipe goed maak saak in mense se fondasies. Ons moet sorg dat dit daarop is. As party goed wat ou baie tyd op kan spandeer, maar dit maak nie eintlik saak. Maar ons moet kyk wat is die goed wat regtig saak maak. Dan dit moet nie afhanklik wees van talente, roeping of geleentheid nie. Want wat ons graag wil doen is, ons wil daai kind klein is, en ons sê, Willie, ek weet nie hoe jy gaan wees nie, ek weet nie of jy slim gaan wees of nie so slim nie, ek weet nie of jy op tier of sport of wat gaan wees, ek weet nie of jy extrovert of introvert, wat ook al is nie. Dit sal ons uitfilter, maar ek wil ten minste nou weet, wat ek met jou inbou. En as ek klop kinders sê, dan wil ek hulle almal sê, ek gaan ten minste hierdie volgende is die basiese goed wat ek in julle almal gaan inbou. Later, soos wat julle ontwikkel, dan gaan ons 'n bietjie aanpas, dan gaan ons hier vir jou iets bysit, en daar vir jou iets anders bysit, en daar vir jou iets anders bysit. Maar ek wil nie met niks begin. Ek wil nie sê, weet jy, wat gaan jy doen, waar gaan jy goed wees? Ok, nou wonder ek, nou begin ons met hierdie ding, dan figure ek uit nie, maar jy is nie goed daar nie, ok, wat nou volgende? So dis hoekom ons sê, maar goed, ons lys moet eintlik vir 'n generiese lys wees. Want ons sê, dit is die basiese fondasie. En daar bou ons dit wat nog ekstra bykom. So dis 'n ander kriteria vir my lys. En dan moet dit genoeg wees. Dit moet genoeg vir 'n suksesvolle lewe wees. Genoeg wees geestelik, gesin, welstand, beroep ensovoorts. En as ou gaan dink kan die ouens dit regtig die wêreld verander. As ver terug, Jesus, Paulus, Petrus, John Wesley, al die ouens, watter van die goed wat ons nou so baie oor maak, het hulle gehad. Hulle het bittermins van die goed gehad. Ek het nogal opgelees. Niemand kan enigstens van daai naam wat ek nou sê, enigiets van hulle sportprestasies of akademiese kwalifikasies of iets sê. Wat hulle wel sê is John Wesley was vrek fiks geweest, hy het 1000 kilometer op 'n perd gery. Hy was toegewyd geweest en hulle was gesond geweest en sulke goeders, maar nie noodwendig die ander goed. So die vraag is, ons moet ons lys, ons moet ons sif, maar ons moet seker wees dat die werklike goed wat saak maak moet daarop wees. Ok, so ek gaan nou ons lys vir julle gee. En ek dink dis wat ons vanaand wil doen. Ek wil ons lys vir julle gee. En die lys het ons hom nie gehad toe ons begin het met kinders. Ons het dit uitgefigure soos ons aangegaan. Ek wens ons het so lys gehad toe ons begin en dan sou dit baie maklik gewees. Maar die doel van vanaand is ek wil vir julle gee en dan wil ons deurgaan, net deurgestel. Sê wat is die tipe goed op die lys en ek sê weer. Die doel is dat as julle huis toe gaan, dan maak julle julle eie lys. Okay. Van
Okay, so daai is ons lys. So ek gaan hom net lekker deurgesels. Die eerste een is, wees lief vir God. Dit kom van julle almal weet, jy moet leer jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en krag. So dit behels eintlik dat jy moet God ken, sy karakter, sy verskillende eienskappe, sy liefde vir ons, om aanbid hom, hoor hom, vertrou hom, geloof, erken Jesus en Here, erken Jesus as ons Here en ons verlosser. So dit is die eerste groot gebod. Ek gaan vanaand nie te veel oor dit gesels, ek kan vaar nie, hul dit in julle in hierdie elke Here ding. Maar daarso met 'n ou, dit is 'n konstante fokus op daai. Ek sal net so een of twee voorbeelde noem. Is net hoe ons as huis het ons elke dag Bybelstudie gedoen, huisgodsdienst. En hoe ou God se grootheid ingebou het dag vir dag. Die voordeel van hierdie goeders is, al hierdie goeders wat ons nou hier sê, is vir die volgende 18 jaar bou jy daai goed in elke dag. Elke dag sit jy ietsie by. En as ek nou met vat oor die jare, hoe ons byvoorbeeld hierdie van om God te vertrou, hoe ou elke dag 'n stukkie aangesit. Selfs met ons huisgodsdienst wat ons gebid het, ons het elke aand om die tafel gesit en na ete het ons gebid. En die eerste ou wat gebid het elke aand, het gebid. Ons het lekker gewerk, want ons was 7. So elke dag het iemand anders begin. En dan was die eerste en die tweede en dan die res. Maar die eerste ou wat elke aand gebid het, moes die Here se naam groot maak. Later het ons daar agtergekom, maar hulle weet nie regtig die Here se naam groot te maak. Toe het ons gegaan en toe so groot canvas gekry met koutjies en dan het ons skrifgedeeltes in die Bybel gesoek oor God se eienskap en dit neergeskryf. Tot die hele ding vol geskryf is met al die name en al die eienskappe van God en alles. En op die een wat eerste gebid het, moes ek van dit bid. Moes hy nou iets daarvan gebid. Oor hoe groot hy is, en hoe almagtig hy is, en hoe genadig hy is, en ietsie daarvan. So dit was 'n konstante fokus. Maak dit jou uitdaging om elke dag ietsie in te bou van dit. En dit is, want as 'n ou hierdie verstaan, dan kan niks omrettel ooit. Dink net so daar. As jy hierdie inbou, sal niks hom kan wankel, want hy glo in die groot God. Die ander een, en soos ek sê weer, dit is, as ek nou vinnig oor dit gaan, is dit nie wat dit nie belangrik is nie, dit is net, ek kan vaar in hierdie gebou waar dit gepreek en geleef elke keer. Die ander een is, wees lief vir ander soos jouself. Dis die tweede deel van die groot gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daar is al die komponente daarvan. Vergewe ander, moenie aanstoot neem nie, deel, gee, dien, bemoedig, respekteer ensovoorts. Ek moet sê, dis seker die skrif wat die meeste aangehaal is in ons huis. Is wees lief vir jou boetie en sussie soos vir jouself is. Dit is wat hulle beklei het met mekaar, nee. Oor en oor en oor. Ek dink ons het op ons yskaste daai van Psalm 133 van waar broers in liefde saamleef. Al sulke goed, maar oor en oor en oor. Maar hoe ou daai goed die heeltyd probeer inbou het. En so was het moeilik. Weet, soos, ek onthou die een keer, as ons aan tafel aan die aand as ons so saam sit en weet, dan vra ek hulle 'n vraag. Dis en dan sê die hele tyd, ja maar, daai net dit gedoen, daai net dit gedoen, daai net dit gedoen. Later toe sê ek, okay, niemand sê niks nie. Die volgende een wat praat is, as jy iets moois van jou boetie of sussie sê. Dis sê iemand, dis was doodse stilte. So wat roei kan, nie? Maar dit was die heeltyd 'n fokuspunt. Selfs later, wat ons het dan die hele Aasman gespeel in graad 8. In graad 9, dan kom daar 'n maatjie van Kimberley, nie in die skool, en sy speel vir Daniel uit.
hoe ou in Daniël speel toe vir daai jaar besig. Maar hoe die hele tyd was dit vir ons belangriker om te sê, weet ek maar, daai verhouding, weet ons is nie op kwaad verhouding. En vandag is hulle besties, as ek nou wat term wil gebruik. Sê nou maatjie is besties. En dan dink ek, okay, dit was ons, dis iets wat ons, die hele tyd het ons gefokus op die verhouding en wees lief vir mekaar. Weet, as hulle byvoorbeeld ons ewe tog, as hulle uitgereik het na iemand toe wat nie 'n maatjie het of so, die eensaam en dan maak ou iets daarvan. Ons leer hulle hierdie om uit te reik na ander toe. So, maar dis ook weer, ek dink vir 'n ouer as jy paar kinders het, dit was ons grootste stryd gewees, hoe jy tot mekaar beklei. En nou wat hulle groot is, voel dit vir ons het gebeur. Dit is, hulle is eintlik, soos die tweeling het gister verjaar, en hoe hulle almal by mekaar gekom het en lekker gekuier het, hulle was in Potchefstroom vir die naweek, maar hoe hulle daar lekker gekuier het en al. Dan voel dit okay. Iewers wen ons dan. Die derde punt is, Jesus is 'n disipel. Gaan dan uit na al die nasies en maak hulle my disipels. So die beste plek is om te begin is by ons huis, in jou eie huis. En maak dan daar vir jouself 'n lys van wat beteken dit om my kinders 'n disipel te maak. So die Bybel, om dit te lees, verstaan, aanvaar as gesag, te doen, toepas op alle lewensterreine, gebed om te bid, gewoonte om te bid in alle omstandighede, geloof, weet hoe ons getuienisse deel oor God se grootheid, gebedsverhoring, wonderwerke, ontvang en werke van die gawes en wees funksioneel in die liggaam van Christus. Daai is die goeders wat ou moet deel. En dit is die hele tyd 'n praktiese goed gesit. Inbou, soos ek sê, ons het elke dag saam gebid, van kleins af. En nou toe hulle klein was, dan sit ons in 'n kring op die mat. Sit ons by hulle en lees Bybel. Nou glo julle almal lees Bybel. Hou aan. Hou aan, later as hulle groter word, dan doen jy al meer gevorderde Bybelstudies en gesels lekker met hulle. Ons het ons bediening, ons het baie jare in die lokasie, of ons werk nog steeds daar. Dit is ten minste eenmal 'n maand by van die kerke in die lokasie gaan bedien. Wat almal saam is moet gemou. Daai plek was warm en dit was lank en dit was raasrig geweest. Ons het gesê, hoor, dis wat ons gaan doen. In eksamen, ons gaan. Want ons het gesê, maar dit is vir ons 'n belangrike fondasie. Ons gaan. En so, en veral as ou later by prioriteite wil kom, dan help hierdie lys. Want dan weet jy maar, okay, op ons lys is hierdie belangriker as dalk die ekstra punt of 2 wat jy kon gekry het as jy nou Sondag spandeer het in plaas van om so te doen. Maar so, maar ek glo dis iets wat van hierdie punte is iets wat van julle gaan, wat julle inbou hier so in die gemeente. Maar iets anders is byvoorbeeld is ons het 'n laaste punt hier. En vir die doelwitte vir ons kinders was om die Bybel van Genesis tot Openbaring deur te lees voor hulle 18 is. Weer eens met moeite. Is jy net hulle gal gewerk aan. Bybel, dan werk hierdie Bybelleesprogram en dan is dit by ander en toe maar hulle kom daar. En dan dink ek hoeveel van die ander kinders wat geweldige klomp onderskeidings gekry het op skool, maar hulle het nooit die Bybel deurgelees nie. So dit is iets wat met moeite kom, maar die vrug is daar. So as jy die doelwit stel en die werk aan hom toe, en soos dryf wat jy hulle gedryf, aan lees hulle om deur. Okay. Okay, dan, ek gaan nou net gou na daai lewensvaardighede. Die lewensvaardighede is iets wat ons moet gaan kyk wat is die lewensvaardighede wat hulle wil inbou in hulle. Die eerste een is
onafhanklik, van onafhanklik na interafhanklik. Nou hierdie een is op die lys baie populêr die maand. Ons kinders, die terugvoer wat ons gekry het, ons kinders nou ouer was, soos wat hulle ouer geword het, was dit een van die groot goed wat hulle gesê het. Yes, dankie dat julle ons gehelp het om self onafhanklik te wees. Alles hulle nou hulle maat gekry. As hulle terugkom en sê, yes, maar daai kan niks vir hulle self doen. Dankie dat julle ons so gemaak het. En vir ons, jy maak vir jouself baie moeite agter as hulle onafhanklik is. So dis hoekom ek sê baie populêr die maand. Kind en vrou. As jy jouself moeite spaar, maak jy onafhanklik. En die pyltjie daar is, na onafhanklik, of die stappe van groei, almal begin afhanklik as kind. Dan word jy onafhanklik, en die volgende stap is interafhanklik. So ons wil nie los by onafhanklik, hulle moet interafhanklik raak. Waar hulle deel in die huis, ek is van jou afhanklik en jy is van my afhanklik. En so help ons in ons deel. Dis die volgende vlak. Ons wil ook nie help, ons wil ook nie werk aan het om op 18 onafhanklik te wees. Want daar is baie trial and error. Jy wil hulle so gou as moontlik onafhanklik kry, dat jy hulle kan dophou hoe hulle aangaan en kan help waar hulle gaan, soos wat hulle aangaan. So dit is nou vir ons het tot baie klein was het ons 'n baie goeie les geleer. Bernard was so 2 maande oud. Toe gaan ons op vakansie. En ons stop by vriende van ons ouers, Mr. Cliff Ferreira. Hy is 'n pediater. Hy daar in Kestel en hy werk daar, hy dan met 'n job, met die job aan gewerk as pediater. Dierbare was. En ons is daar, ons vriende, wie se ouers dit is, hulle kyk daar, ons is daar. Dus Bernard, hy daar lê maar aan een kant lê en slaap. En hy begin toe hy geluid maak. Ek en Jamie gelyk storm ons daar uit, en kind. Dis nog so sandsteen huis met sulke houtvloere, so hierdie oorverdowende gestorm van ek en haar wat in die kind te storm. En ons gaan kyk wat's fout, en al die goed is, system en alles. So 'n paar keer gebeur, toe sê hom Cliff, hy gaan nou vir ons 'n bietjie raad gee. Hy sê, hoorie, hier's nou weer raad. Hy sê, as die kind huil, dan gaan kyk jy die vitals. Is daar wind, is daar 'n doek, die kind koud, is daar honger, as dit nie daar is, dan sit jy hom terug. En dan as dit dan begin kriebel of huil, dan los jy hom vir 20 minute. As dit na 20 minute nog nie stil is nie, dan gaan jy weer. Ja, dan sit ons daar, nou begin hy daar sien. Maar ek en jy, ons voel, ons verloon ons kind. En Cliffie sit met ons lekker gesels. Hy sit lekker gesels en wragtig. Daar is 'n paar minute hier raak kan hy slaap. En toe begin ons dit doen. En het ons nou vir onsself baie moeite daarmee gespaar. So ons kinders het eintlik van 'n vroeë ouderdom af het hulle in hulle eie kamer geslaap en hulle het maklik in slaap geraak. Ons het middag gehad om by hulle te lê of niks seker goed. So dit was, ek dink die eerste goeie raad wat ons gekry het, want later met al die kinders weet ek nie hoe ons dit gekry het as hulle as ons nou oral moes gaan troos het by die tyd. So dit was die eerste stap. En toe hulle later skool toe gaan, dit is iets anders. Ek is van Sibia af koshuis toe gewees. En ek sê toe vir Janie, maar ek kan nie onthou dat ek ooit nie by die skool uitgekom het. Of dat ek met die verkeerde klere by die skool uitgekom het. Of sonder klere. Ek het altyd, die goed het dalk nie gepas of so, maar ek het altyd daar uitgekom. So hoekom praat ek nie met ons kinders nie? Hoekom sê ons nie daai selfde ding van hulle moet uitfigure hoe hulle by skool uitkom. Nou ons voordeel is ons stapafstand van Joppies af. So elke oggend aan baie klein af, moes hulle self wakker word, self opstaan, self eet, self hulle tasse pak. En as hulle reg is, dan groet hulle net, hulle so dat jy net so gedraai en sê hoe dit is. Maar alles wat ons moet en dan hulle oor skool toe. En die ou, en daar was 'n
Ons het nou met 'n plan ook gewerk. Daar was 'n karwag of 'n ou die verkeer gereguleer. So dan moes hulle nog vir hom 'n koffie maak. En oorstap, want as hy hulle sien met sy koffie aankom, dan stap hy oor, dan kom hy help hulle oor al die besige straat en as hulle so doen. So dit was die routine en met dit het ons vir onsself baie moeite gespaar. En dit, ek kan nou sê, hulle het baie keer met verkeerde goed skool toe gegaan, al die goedes, maar baie vinnig het hulle reg gekom. Nie een van hulle het ons ooit verwyd dat ons nie hulle gehelp het om skool toe te gaan. Inteendeel, dit het baie makliker gemaak vir ons. So ek wil later die interafhanklikheid het gekom toe die grootes die kleintjies begin help. En hierdie is nou 'n voorbeeld van ons van hoe hulle skool toe gegaan het. Maar op elke ding in ons huis kan ons vir hulle sê hoe hulle onafhanklik geraak het op baie jong ouderdom. En toe later interafhanklik. Later kan ou sê hoorie maar doen jy dit en ons so werk ou saam. So as ek vir ou kan aanmoedig sê hoorie maar doen dit. So gou met die kar. En dink daaraan dat ons arme besies wat 6 jaar op kursus toe gegaan het, 7 jaar. Die ander ding van toe ons kursus toe gegaan het, was daar een tikkieboks in die hele kursus gewees. Hy was altyd besig. So jy het net huis toe gebel, regtig nood geval. En jou maat ook, jou nooit in die hande gekry. So dit was regtig maandagoggend aflaai, vrydagmiddag gehaal word. En dit is wat 'n ou kan doen. En dan kyk ek baie keer na ouers wat hoe bemoei siek hulle is met hulle kinders, om die hele tyd te probeer inmeng en als vir die arme kinders aankom. En ek is nie nodig. Kry hulle so gou as moontlik onafhanklik en hulle aangaan. Okay. Die tweede een is werk en diensbaarheid. Nou die Bybel is redelik uitgesproke teen iemand wat lui is. En ek, as ou so in die wêreld rondkyk, is dit ongemaklik om lui te wees. Vir die arme ou wat lui is, nie so ongemaklik vir die arme mense rondom hom is. Maar luiheid is regtig iets wat jy nie jou kind in lewe wil instuur. Ek het nou dag 'n interessante, ek luister 'n soort videoklip van Warren Buffett. Hulle vra hom altyd oor finansiële goeders en alles, maar op die stadium sê hulle vir hom, hy het nou nog al die jare met dieselfde vrou getroud. Wat is sy resep vir 'n gelukkige huwelik? Hy sê, I expect little. Dit is die arme verslaggewer, of die onderhoudvoerder, lag so al verleer, jy weet wat beteken. En toe later te besef ek, dis eintlik, as jy min verwag, as jou kans om teleurgestel te word, eintlik bitter. En toe gaan lees ek op oor die ding, want hy het net dat een sin gesê, en eintlik is 'n groot probleem in huwelike is verwagtinge wat dan nie voldoen word. Dink ek, maar as jy jou kind kan uitstuur, en jy stuur weer jou maat, jy gaan uit meer 'n gesindheid van om te dien, as om te ontvang. Hoeveel makliker maak jy vir die toekomstige huweliksmaat? So dink aan dat elke dag jy jou kind in die huis leer werk, eerder as om te sit en ontvang, maak jy dit vir sy toekomstige huweliksmaat baie maklik. So ons het hierdie het 'n moeite. Dis waar die torture deel ingekom. Nou ons moet dan dink, hoe laat werk jou kind? Hoe leer jy hulle om diensbaar te wees? Nou ons het 'n voorbeeld is, ons eendag toe ons tuinboy wegloop. Toe dink ons wil ons nou iemand anders kry, toe sê ons, wag, koos doen dit. Ek sê toe vriends, ek kry toe julle huisvergadering daar, ek sê toe okay. George, hy het R250 gekry elke keer as hy kom het, so in 'n jaar kry hy R10,000. 52 maal tot 250. So ek sit nou vir julle R10,000 op die tafel vir hierdie jaar. As ons hierdie tuin werk doen. So ek dink R830 per maand. So van nou af gaan julle in die tuin werk.
Die hele gaan die tuin in stand hou. So, aan die einde van elke maand, dan kom ons by mekaar, as jy weet hoeveel persent gedoen van die tuinwerk, dan deel ons die geld so. Maar dit was moeite. Dit was moeite. Om hulle te kry in my tuin, om die honderdes op te tel, blare te haak, gras te sny, al die goed. Maar vir 'n paar jaar het ons dit gedoen. Dit het baie moeite, ek moet julle sê, dit is baie makliker om 'n tuinboy te kry. Maar vir ons om daai ding te doen, op meeste van die Saterdag as ek saamwerk, daar's 'n prys wat hy moet betaal. Partykeer as hulle besig met sport en goeders, dan verwaar ons hy tuin kwyt. Dan sal ons een Saterdag loop en dan is almal in ons werk. Maar dit was 'n voorbeeld wat ons gedoen het om te sê, maar ons wil net eintlik leer hoe werk jy huis. Goed soos korrelgoed was, goed soos kamers skoonmaak, al daai goeders. En ons het maar gaan soek om hulle te leer eintlik om diensbaar te wees en deel te wees. En hulle kamer moet netjies te maak. Nou hierdie, daar's geen sertifikate vir dit. Dit kom met moeite. Maar ons vertrou dat eendag gaan iemand dankie sê as hulle diensbare man of vrou kry wat maak hulle trou. Neem verantwoordelikheid. Nou dit is belangrik om iemand te leer om van vroeg af verantwoordelikheid te vat. As die verskil, die slim mense noem dit 'n interne locus van beheer en 'n eksterne locus van beheer. Daai ouens, hulle is 'n resultaat van wat met hulle gebeur, wat buite gebeur. Ander iemand is iemand wat sê, maar ek besluit, wat gebeur kom van binne af. Ek besluit en ons vat verantwoordelikheid en ons bepaal waar ons gaan. En dis eintlik waar ouers wil hê, is dat hulle self verantwoordelikheid vat. So, dat hy nie 'n slagoffer van hulle omstandighede is nie, maar dat hulle besluit wat gaan gebeur. Ons het baie gefokus op oorsaak en gevolg. Die besluite wat jy maak, draai jy die gevolge van. Jy moet verantwoordelikheid vat vir wat jy besluit het, en dan sal die gevolge aankom. Maar dis hoe die lewe maar werk. Ons het byvoorbeeld met die studies, met hulle studies het ons baie gefokus daarop dat hulle moet self verantwoordelikheid vat. Goed soos, en in die laerskool het ons kinders nie so goed gedoen soos van die ander maatjies. Want hulle moet self die huiswerk afskryf. Hulle moet self beplan wanneer hulle gaan hierdie taak doen. As die taak laat is dit hulle eie probleem. Ons is baie keer verstom gewees oor hoe besig die klasgroepies is met ouers, wat die hele tyd vra en alles. Ons het nooit, nie 'n enkele keer op 'n klasgroepie iets gevra op WhatsApp nie. En die kind was mos in die klas. En hulle moes eintlik maar afgeskryf het wat moes gebeur het. En as hulle dit nie afgeskryf het nie, dan doen hulle nie dan word daai ding laat ingedien. Dis hulle verantwoordelikheid. Deur die bank het ons kinders in die later standaards beter gedoen as ons sê hulle rankings in klas. Hulle self opbou. So dit prys wat ons betaal het aanvanklik om hulle te leer om self verantwoordelikheid te vat, wat toe later begin vrug dra. En nou die een keer, toe is Laurens ons tweede jaar, hy is lui gewees van hier. Maar as jy nie baie keer op sy keuse gewees. Ja, nou wacht ek. Toe een aand het ons 'n seremonie gehad, 'n verantwoordelikheid oorhandiging seremonie. Want jy het daar gesit, en hy het hier gesit, en ons hele gesin was by mekaar, en ek het gesê, okay, nou vat ons hierdie verantwoordelikheid. Ons vat dit by jou ma, en ons gee dit vir jou. En toe gebeur daar niks. Maar iewers het dit gevat. En hy het op die ouende baie goed gedoen. Iewers het hy daai gevat. By agterkom maar niemand, waar jy nou nie, ons het nog gesê, jy wil gaan medies wat, jy weet wat is nodig. So, jy weet dit. Ek kan nou vir julle sê dat ons het nie een
enige eksamenrooster eers van geweet. Klim in die kar die oggend, ek moes die dogters gaan aflaai aan Oranja's naam. Wat skryf julle vandag? Okay. Goed, dit het gedaan. Ek moes dit klaar voor. En dit is die, en nou, wat hulle op universiteit is, hou net so aan. So, die helpende om verantwoordelikheid, so vir ons was, as baie keer wat, so byvoorbeeld, hulle moes self aansoek doen vir universiteit, hulle vorms en goeders invul. Nou goed, dan, Bernard het al sy beurs en al die goeders gedoen, dan die ander is bietjie halfkop, sy het daar plek vir beer op die stadium op die universiteit, want sy het nie die e-mails gelees nie. Dit is gou ingespring na gehelp, wat sy dan weer die koshuisplek kry en al die goeders. Maar dit gebeur, maar later dan weer dit. So dis hoekom ons wil sê, sit verantwoordelikheid op jou lys. Vat verantwoordelikheid. As jy iets wil in jou fondasielys. Wyse besluite, help om wyse besluite te neem. Dit sal ek volgende keer, dis ek het eintlik 'n lang, of 'n baie interessante prentjie wat ek, of 'n tegniek wat ons leer om die kinders wyse besluite te neem. So ek gaan hom nie nou hanteer. Al wat ek net wil sê is, vir my baie snaaks, ou wonder altyd of hulle die goeders hoor. Dan sê jy, dit is 'n dom besluit, dit is 'n laas jaar toe die tweelinge matriek gewees, en hulle is toe op die matriek baie toe hulle het gaan matriek vakansie. En na so 'n paar dae, Christian is nie groot op kommunikasie, maar uiteindelik kry ek hom in die hande. Ek sê van hoor die Christian, weet jy dit? Ja, nee, het geniet dit. Wat doen jy dit? Nee, hulle is lekker gaan strand toe, nee. Verstaan sê hy, hoorie pa, is dit klomp ouens, het dit klomp dom goed af. Toe dacht ek, wat hy dit sien, nee. Maar dit is, ek gaan dit volgende week met julle net praat, dus help hulle om wyse besluite te neem. Dan, gesonde leefstyl, dis graag iets wat 'n ou jou kind wil leer. Dis iets wat hulle elke dag gaan maak. Wat jy eet, hoe jy oefen, hoe jy slaap, daai belangrike goed is. Want dit is iets wat hulle altyd gaan gebruik. Iets is bijvoorbeeld, min suiker, daar was ook 'n dodge. Beskuldig, maar om die hele tyd te sê, hoorie, hierdie goed is by uitsondering eet ons suiker. Dis nie die gewoonte. Ons eet hierdie en nie daai. Ons gaan slaap op sekere tye. Ons slaap ons. En aanvanklik was dit met moeite. Want ons die hele tyd net gegaan het en gesê, weet jy, maar dis hoekom ons glo byvoorbeeld, jy moet 'n goeie slaappatroon hê van, dit help jy gaan slaap naweke 2 uur, en dan probeer jy 'n maandag weer 6 uur vroeg opstaan. En nou, wat vir studente is, sekere tyd sal die ligte af en slaap hulle. Ons sê dit nie vir hulle. Maar dit is iets wat ons geleer het, maar dit is iets wat ons sien wat van waarde is vorentoe. So al die goed is van gesonde leefstyl, die hele tyd dit insit. En die lekkerste is, dis wat ou later met soveel moeite ingebou het. As jy sien, maar okay, daar doen hulle dit self. Hulle begin dit self doen, hulle eet self gesond, hulle oefen, hulle en die lekkerste is as hulle ander oefen, sonder dat daar afrigting is. Uit eie beweging begin hulle die goeders doen. So dit was, en ek gaan in die volgende week, gaan ek net ons siening oor sport net gesels. Dus hoe moet 'n ou sport, want sport is 'n baie groot, daai prentjie van die gewig wat so afval en alles opneem. Sport is 'n swaar ding, wat baie maklik al julle tyd geneem het. Ek sal graag 'n paar gedagtes wil deel oor hoe ou sport en oefen en sulke goeders kan sal graag met julle wil deel, want dit is iets wat jy moet jou mind opmaak oor hoe jy daaroor voel. Dat jy as die kinders kan
kan verduidelik. So ek wil so op ons lys was sport en gesond leef. Ja, hierso is oefen. So ons het okay, ek gaan net so 'n paar goed oor sport. Ons het van kleins af ons gesê ons wil hê hulle moet fiks wees as hulle 40 of ouer is. Nou weet ek ook ouer is, mens moet ek amper sê, moet fiks wees maar oor 50. Maar daai tyd toe hulle klein was, het ons gesê na die 40, na 40 moet nog fiks wees. Maar en ons hele ding, ons hele siening daaroor benader het. En ons alles wat ons gedoen het, is ons eintlik aangemoedig om eerder 'n liefde vir oefen te hê as noodwendig 'n spesifieke sport in te presteer. As hulle goed was in sport, het ons hulle ondersteun al die goeders, maar die oefen, die liefde vir oefen was belangrik. En nou as hulle uit is, nog steeds ander oefen en fiks is en alles, dit is lekker om te sien. Maar ek gaan dit pos vir volgende week. Ek gaan volgende week 'n bietjie meer gesels oor oefen. My papier is nou die mekaar, is geld die volgende. Okay. Geld om te verdien, bestuur, spandeer, spaar, tevrede te wees. Nou, dit is verseker ook een van die goed wat jy elke dag vir die res van jou lewe oor gaan bestuur. So, geen beter plek vir jou of vir hulle om dit te leer is by julle in die ouerhuis. So om begrotings uit te werk, ook in die huwelik. As jy ou gaan oplees na oorsake vir skeidssaak is, geld is altyd een van die groot goed wat gelys word. So, as jy jou kind baie verdriet wil spaar, moet jy leer om goeie geld bestuur te hê. En dit kom op met moeite, om begrotings uit te werk, om die hele beginsel van ons koop net wat ons nodig het. Ja, soos ons hulle bestaan met begrotings uitwerk, toe Bernard Eerstein is wat begin. As ek ons nou begrotings uitwerk, en dis hoe die goeders doen en alles. Toe sê hy vir my, okay, nou hoeveel het ek? Dus nou dink ek, okay, wat sê ek nou vir? Ek sê dink. Dan gaan dink ek, waarom weet ek het? Want ek het vir Pelle se ouers gaan vra, hoeveel gee hulle vir die kind? Wat gee ek vir? Toe besef ek, maar ons vader, in my lewe nog het my vader altyd my gegee wat ek nodig het. Ons persoonlik het 'n beleid van ons koop net wat ons nodig het. Ons glo dit wat ons nodig het om ons goed te doen waarvoor ons geroep het, ons koop. So toe sê ek vir Bernard, okay, jy sien, dit wat jy nodig het, sal ek vir jou gee. So van toe was die gesprek elke maand, wat het jy nodig? Maak 'n lys, ons kyk aan na, ek sê vir jou nie, ek dink hierdie het jy nodig, ek dink hierdie is dalk 'n leksheid, jy kan 'n bietjie spaar af, of 'n bietjie werk af, maar van my kant af, hierdie is goed. Dus in principe van toe was die gesprek. Die gesprek is altyd, van wat het jy nodig? En hoe ons dit bestuur, en hoe ons hulle help om maar goed te beheer. Wat ons baie gehelp het, is die uitreik in die lokasie. As ons 'n slag daar was, en hulle sit tussen daai kindertjies met omtrent niks nie. As hulle terugkom dan is alles sommer, het hulle minder nodig. As hulle, so daai was ook, vat hulle uit, en wys hulle die ander kant, nie net julle ryk vriende se kant, nie, maar gaan wys hulle van ons van die arm mense. En bespreek het, as hulle weggaan, soos oor die, wat het julle wat julle vir die oudjies kan gee? Al bietjie wees vrygewig. Al daai beginsels, wat hulle met moeite kan leer, want dit is iets wat hulle vir altyd sal gekry. Akademiese kwalifikasie. Dit is verseker iets wat op die lys moet wees. Daar was ons beginsel gewees soos wat het jy nodig? Want ons het ons kinders gehelp nie om noodwendig eers te staan of al die onderskeidings te hê. Maar dit is toch so dat jy moet kry wat jy nodig het om te doen wat jy wil doen. So gelukkig met al die kinders so ver as hulle kon
die rigting wat hulle wou gaan swat het, kon hulle gaan keer en hulle kon in die kosnes bly wat hulle wou gaan bly, op die plek waar hulle wou gaan bly. So dit is iets wat ou hulle by die laaste saak moet dit ook op jou lys wees van wat ou wil hulle wil wees. As dit klein is, maak dit nie so belangrik. As 'n klomp van die vakke wat hulle nooit gaan gebruik. Jy moet daaroor worry. Help hulle eerder om te leer. So as dit klein is, help hulle om studiemetodes aan te leer. Verantwoordelikheid te vat, om te beplan, allerlei eerder as wat die ma volpunte kry vir die dag. Doen dit. Met ons het eintlik hier van graad 10 af. Eintlik graad 9, dan moet hulle nou uitwerk wat se vakke gaan hulle doen. En van graad 10 af het hy gesê, okay, nou het jy die vakke wat jy wil kies, nou moet jy begin spoed optel om te gaan die punte te kry wat jy nodig het om vir jou graad dit wat jy wil gaan doen. So dan het ons begin fokus op die goeders. Ander ding is, ons het by uitsondering ekstra klasse gehad. Want ekstra klasse dit is baie aandag, maar dit moet nie die plek vat van luister in die klas en doen wat jy moet doen daar. So ons het op dit gefokus en sover, as ek sê kinders het dan right, so dit is maar so akademiese kwalifikasie moet op die lys wees. Seksualiteit is op ons lys. So wees tevrede met wie jy is, seks, versoekingsverhoudings. En vandag se tyd is dit 'n groot uitdaging. Ons almal weet hoe mekaar die wêreld is oor seksualiteit. Laat ons maar oop gesprekke gehad. Elke keer oop gesprekke. En ons het dan al toe die kinders begin tieners word. Ek sal 'n ander dag nog vir julle vertel wat se programmetjies het ons om kinders te help om na volwassenheid toe te gaan. Maar dit is 'n doelbewuste program gewees wat ons begin het as hulle 13 is. Eintlik voor dit. Dus ek moet sê die gesprekke wat Janie die hele dag ons het konstante gesprekke, oop gesprekke gehad oor alles. Maar ons moes al die seuns later, ek is nie 'n vraag of jou seun moet of hy aan pornografie blootgestel geword nie. Dis 'n gegewe, hoe gaan jy dit hanteer? Hoe gaan jy daai gesprek hê met al my seuns het daai gesprek opgekom en die ouens het daar deurgegaan. Maar dit begin nie as hy die probleem het. Dit begin baie vroeër, want 'n ou gesprek het, oop verhouding en dit was so dit is ook iets wat op jou lys wat ek sal aanbeveel. Sit seksualiteit daar op die lys en al die goeders. As hulle later verhoudings het, dan oop gesprekke daaroor en help hulle en sê wat sien jy in die ander persoon, is dit die regte persoon vir jou en daai gesprek. Nog druk dat ons net tyd het aan selfvertroue. Ons kind help om te wees wat Jesus hulle voorgeroep het. Ons wil vir ons kinders, hulle het mekaar, term wat hulle gebruik, hulle burn mekaar. Ons moet die horries gekry daar, want dit is, hoeveel gesprekke het ons al gehad, ek sê, maar jy sê ook nie vir jou broer of suster nie. Aan ons kant af, ons het altyd probeer om net nooit af te breek. Altyd positief te praat en te bou aan hyself. Voor ons tyd het hardloop op dit moment. Ander goed, emosie, so, om selfvertroue gereeld aanmoedig, mooie eienskappe uitwys, nie afkraak nie. En sien dit as elke positiewe, ek het eendag hierdie beeld gesien, as ek nou oor al hierdie goeders gaan. En dan toe sit ek, die kinders is nog klein, want ek vir elkeen gaan bid in die hande. En dan terwyl ek so bid en dan, net die laaste ding is, sê ek iets moois vir my. Toe sien ek het hierdie prentjie van hoe 'n kruiwa vol beton stoot op 'n bouterrein. En ek gooi dit so in die gat, 'n fondasie. En ek sê hierdie wat ek nou gedoen het, is 'n kruiwa in hierdie fondasie.
eendag 'n nuwe gebou gebou. Sien elke positiewe aanmoediging, elke ding wat jy sê, as 'n kry waar daai fondasie. Eendag sal daai selfvertroue is ongelukkig verlaas. Kry waar vir kry waar. Stukkie vir stukkie, wat jy dit inbou. Emosionele volwassenheid, hantering van uitdagings, teleurstellings, oorwinnings. Slegte goed gaan met hulle gebeur. Gebruik elke geleentheid as 'n bouproses. Jamie is baie goed daarmee. As die kind by die huis instap, dan weet hulle hoe was die dag gewees. Dan sy die gesprekke met hulle gehad. Daar was tye wat ons kinders geboelie was by skool. Daar was tye wat hulle by onderwysers gekom het wat verskriklik lelik was met hulle. Dan het daai prosesse gebruik en gesê, hoe gaan jy nou hierdie hanteer? Môre as jy wat daar anders kom met die boelie, wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dit hanteer? En so het ek deur al daai goed gegaan. Elke een was in plaas van dat ons verklaar by die skool of gesê vir die skuifkind na 'n ander klas toe of doen dit of so, het ons eerder daai geleenthede gebruik om 'n emosionele volwassenheid te probeer bou. Want ons weet, as hulle hierdie, en nou die dag, Bernard werk nou vir PwC in Stellenbosch. Hy's 'n klerk daar. Hy sê hy is hierdie een bestuurder wat hom het. Is redelik onbillik en die ou pik op hom en al die goed. Sê ek onthou jy toe jy so klein was in graad 8 en 'n ander as jy so geboelie het, wat jy toe kon hy terugval op daai goeie sê. Ek het vandag nog gepraat, hy sê ja. Probeer my sorteer, alles is reg, die ou hy het dit opgelos. Net toe ek hom herinner het aan hoe hy daai voor uitdagings oorkom. Nou dit terwyl hy in die huis is, werk ou daarna, nou help jy hom eendag, as hy groot is, dit te oorkom. So emosionele volwassenheid sal ek op die lys sit. Etiek, integriteit en eerlikheid is vanselfsprekend. Dit is iets wat 'n ou die hele tyd inbou in hulle. En dit is iets wat ons graag wil hê hulle moet in hulle fondasie vorentoe nie. Maak vriende, wees 'n vriend. Nou vriende maak al die navorsing wat jy lees. Jou vriendskap en verhoudings bepaal jou welstand in die lewe vorentoe. Ons wil graag hê ons kinders moet goeie vriende wees. Ons het geweldig baie moeite gedoen as hulle oulike maatjies het om met die oulike maatjies te gaan wat kuier en dan maatjies by hulle kom kuier. Daar was selfs 'n tyd gewees wat ons agtergekom ons kinders omdat hulle altyd die kiks en die groepstrik en al die goeders begin kom. En omdat hulle anders dink met ons Christelike waardes en goeders, dan word hulle baie keer al uitgestoot. Toe sê hulle maar ons werk af. Baie stadium toe daar's 'n boek, How to Win Friends and Influence People. Ek het nog die Afrikaanse weergawe, hy's nie meer in druk nie, maar om vriende te wen en mense te beïnvloed. Ek het vir elkeen 'n afskrif gemaak en ons het daai boek deurgewerk, hoofstuk vir hoofstuk, week vir week. Gaan ek skool toe en dan sê hulle, okay, dis nou jou, as jy by skool kom, gaan vind die ander maatjies. Dit sê nou wat, julle gaan nou hoërskool toe, kyk hoe vinnig die almal se name ken. Praat met hulle oor goed wat vir hulle interessant is. Stel belang. Al daai goed is verdaan. Hulle ou wil gecoach en sê hoorie maar, dis hoe jy nou gaan uitwerk. Jy hoef nie die coolste ou te wees daarom van hulle gou te word. Daar's ander goed wat jy kan doen. Jy hoef nie te vloek nie, jy hoef nie te drink nie. Daar's ander goed wat jy kan doen om mense van jou te laat hou. Maar dit is 'n doelbewuste fokus wat ons ingesit het en vir ons het tyd daaraan spandeer, so ons eerder tyd afgevat het by sekere ander aktiwiteite om hierdie gesprekke hier rondom te hê, om hulle te leer om vriende te maak en 'n goeie vriend te wees. Weet goed soos goeie vriend te wees. As die gewoonte daar by Oranje is, as jy verjaar, kry jy hierdie ballonne met hulle loop met deze vandag 16 of so. Hoeveel keer het jy nie gery en vir die ander maatjies die ballonne gekoop, want ons wil graag hê, jy moet 'n goeie vriendin van maatjies wees. Dit wys jy vir ons sal die ballonne vir jou kry vir jou verjaarsdag.
wat ons hulle gehelp het om vriende te wees, want dit is iets wat ons vir hulle moet leer vir die toekoms. Organiseer jou lewe, rolle, prioriteite, doelwitte, aksiestappe. Dit is belangrik om strategies te kan beplan jou lewe. So skool is daar 'n klomp aktiwiteite, so om hulle te leer om hulle dag te beplan. Ek het 'n strategiese plan, strategiese doelwitte, rolle, al die goeders. Ek baie geskrewe plan vir dit. Jamie, sy het nie 'n geskrewe plan, maar sy is ook goed met organiseer. Ons het die hele tyd vir die kinders geleer oor die eenmaal elke jaar is ek my strategiese plan opdateer. Hy sê vir die kinders gesê oor die hier staan die goeders wat ek hierdie jaar op gaan fokus. Die hoofrolle, om hierdie rolle te doen, dis die aksiestappe, dis die fokusareas. Ons het met die deur gepraat en nou dag is dit so goed vir my. Dan kyk by Bernard. Hy is nou getroud. Hy sê vir my, ek het weer daai strategiese plan net met hom deurpraat. Hy sê want hy het nou gevoel hy wil graag 'n leier wees vir sy vrou, want as hy kan opkyk. Hy voel hy het bankel nog 'n bietjie daar. Wat my net geweet deur daai proses. Maar dit is iets wat 'n ou graag van wil leer, want daar is die behoefte, hy wil die leier van die huis wees, maar sy vrou moet opkyk na hom as hy dit doen. Dis graag iets wat ek ook wil inbou van jongs af, want op baie stadium het ons net bietjie dit fine-tune, dat hy eintlik weet hoe om dit te doen. Maar van tyds af het ons dit belangriker geag as sekere van die ander al die aktiwiteite op skool, dat ou dit inbou in hulle lewe in. En die laaste een is, daai was die bousteen, en ander goeders, met praktiese vaardighede, dis opsioneel, dis wat elke ouer vir sy kind waarvan jy om kos te maak, om te braai, om te skiet, om te jag, om te kamp, al die goed, dis vir my altyd so hartseer. Ek baie keer dan, as daar ouens wat, alles vir die sê maar vir jag, maar vat hulle sy seun saam. Kom, leer dit vir jou kind. Kom. So daai is maar net die lekker goed dat ouer op vir jou kind kan leer. Daar kan jy jou eie goed inskryf. So funny. Ons moet half eindig. Ons nog 3 minute oor. Ek wil hierdie goed gou net sê. Ek wil net afsluit met dit. Ek vergeet van die meeste, dit is nogal belangrik. So die vraag is, die goed wat ek nou vir julle gesê het, julle almal weet dit. Hoekom maak ek nou so groot storie oor die lys? Want julle weet dit, as waarde om dit neer te skryf, as waarde om voor die tyd te besluit, hierdie is die goeders. Net om jou eie gedagtes te doen. Een van die redes daarvoor, en ek gaan net gou 'n paar redes, want ek wil moet terugstuur in die lys en sê, maar gaan kyk wat wil jy nog op jou lys sit en wat wil jy af. Maar kry dit geskryf. Want daar's 'n ding, en ek wil net gou die voordele van die lys iets vandag deur. Een is consistency of action. Daar's in alles wat 'n ou in die lewe bereik, as jy konstant daarop fokus en jy doen elke ding gereeld, dan het dit 'n effek. As jy aan jou kind klein is, sê hoorie, die volgende 18 jaar gaan ek hierdie klomp goed in jou lewe gaan doen. Konstant elke dag, elke geleentheid wat ek kry gaan ek dit doen. Byvoorbeeld, ek het nooit in die kar die radio aangesit. As ek die kinders gaan aflaai by skool, nooit die radio aangesit. En ek in die oggend het RSG nog 'n interessante gesprek. Ek het nooit aangesit en ek wil daai geleentheid gebruik om net nog 'n saadjie in te sit. Elke geleentheid wat jy kry, dat jy net
Die ander een is, jy vermy onsekerheid en angstigheid. Daai onsekerheid van hierdie kind, wat gaan hierdie kind eendag doen? Wat gaan sy talente wees? Wat moet ek in hom inbou? Jy gaan begin jy leer klim, jy kap dit uit. Later kom jy agter, ek het hierdie eerste aan die verkeerde manier. Okay, stop hierdie, ons gaan so doen. Dan kry die ander ouers wat jy sê, as jy iets begin en hou jy aan hom. Dit dryf my kind teen haar leer op die verkeerde manier. Verskriklik, want dit is vir hulle geweldig belangrik dat die kind iets maak af. As jy 'n stel karaktereienskappe het, jy het jou lys, sê as ek die goed in jou inbou, dan weet ek jy sal dit maak. En jy bou dit dag vir dag, en as eintlik geen onsekerheid, dis nie van die kant toe en daai kant toe. Jy kry jy lys, later sit daar 'n bietjie die extras by, om wat ook al die kind se omstandighede anders is. Maar ten minste weet jy, hier is my curriculum, hier is my stel goeders, doen dit, ek weet jy sal reg wees. Ouers moet saamstem met saamwerk. As jy en jou man of vrou saam sit en dink oor die lys, dan ten minste is daai instemmigheid. Julle kan saam besluit wat julle gaan doen, waarop julle gaan fokus. En dit vermy so met 'n klomp ander probleme van ouers wat nie dieselfde dink oor die goed. Byvoorbeeld, kom ons sê waarde van jou is, ons kuier in die aande saam, as 'n gesin, en dan na lees ons Bybel. Nou sit ek saam, as die een ouer sê, is belangrik dat die kind moet nou gaan leer, en die ander een sê, ons moet saam Bybel studeer. Makliker as jy het voor die tyd uitgepraat, en ek sê, hier is ons, daar is ons prioriteit. Nou ons het al ons kinders wat ons sê, ons het vinnig, ons skiep het nie. Maar ten minste is daar samewerking. So, ouers kry die geleentheid om ook net saam te besluit en te fokus. Dit help jy om te prioritiseer. Ek gaan volgende week, gaan ek 'n bietjie gesels oor prioritisering, maar die ding is, as jy jou lys het, dan weet jy wat is die waardevolle goeders. En dan kan jy makliker prioritiseer, as dit daarop neerkom. Die kind weet wat die plan is. Nou, as jy ons deel hierdie goed met die kinders. Ons sê vir hulle, hierdie is die goeders wat ons in jou lewe gaan inbou. En dan verstaan jy hoekom ons sekere goed op fokus. So hulle weet dit, en hulle kan dan toe werk. Byvoorbeeld, en ek kan hierdie voorbeeld gebruik. Ons het byvoorbeeld, ons siening oor sport is, jy moet deelneem, jy moet dit voluit doen. Wat is span jy dit doen? Maak nie saak. En ek het al voor moeilike besluite gestaan, maar as die kind dit weet en ons weet dit en jy het jouself uitgemaak, dan is nie 'n probleem. Byvoorbeeld, laas jaar is die tweelinge matriek. Christian speel vir die 5de span. Daniel speel vir die 1ste span. Dis interskole teen Affies. Affies was die vorige jaar, was Affies in netbalspan nommer 1 in die land. Oranje staan 'n kans om vir Affies te wen in netbal, 1ste span. En hulle het. Christian speel 5de span. Hy se laarspanne verloor altyd ver teen Affies. Hy speel daar agter op die Windhoekvelde daai. Die goed het so uitgewerk dat ek het vir Daniel 'n paar keer gekyk op toernooi en goeders en ek sê toe okay nee. Toe die tye uitkom en hulle speel elke keer op presies dieselfde tyd. Daniel en Christian. En ek sê
dis my weerd om vir jou te gebruik. Ek staan ek daar op die 5de veld, ons net 'n paar mense. Dieselfde tyd speel Daniel, dit is gepak. Die hele skool is daar, almal is daar. Hulle word bekend gestel met posters, al die goeders. Maar ek is gemaklik om vir hom te kyk, en in my boekie is dit net so belangrik soos haarsport. Vir hom, hy voel nie skuldig, want hy weet, dit was die deel. Hy moet net deelneem, en hy moet vandag in die 5de staan, want hy is die beste. Dis die deel. Met dieselfde, toe hulle pryse uitdeel. Daniel, als vir die skool aanbied, doen sy goed. Sy is in die swemspan, sy is in koor, sy is in dit, en sy speel netbal, alles. Toe sy op die verhoog kom met 'n redelike lang lys van goeders. En toe word sy nog onderhoog my so. Christian was nie eers op die prysuitdeling daarom. Aan die einde van graad 11 was Graham Oranje se prysuitdeling dieselfde. Nou kom ons by die huis. Eerste ding is, hulle weet, dis nie 'n big deal. Die belangrikste is vir my, as ouer, want toe ek eerlik vir myself die vraag vra, is ek enigstens bekommerd oor Christian, wat so afsteek in sy suster. Nee, het was nie. Want op al die goed wat ons vanaand oor gepraat het, doen Christian uitstekend. En net die feit dat almal op dieselfde bladsy is. En sê, hoorie, ons kap dit uit op ander goed wat belangrik is. Die goed is regtig lekker geweest daar op die prysuitdeling, maar hy weet, hy hoef nie skuldig te voel of sleg te voel. Ons weet, ons hoef nie oor hom bekommerd te wees, want daar is 'n ander stel reëls wat hy baie op goed. Die kind weet wat die plan is. En dan jy moet jouself oortuig, soos ek nou gesê het, jy is ouer, hou kan nie voorgee. As almal weet waarop jy fokus, dan kan jy dit maklik regverdig. Ander ding is byvoorbeeld, ek was beide op Chokkies en op Oranje se beheerliggaam. Hoeveel keer het ons die gesprekke gehad oor ouers wat rent in alle koste? Dis net 'n ou die gesprek daar is van hoe jy jou kind 'n loser groot maak. En daai ouer wat dit vir my gesê het, sy kind presteer baie swak, en ek al hierdie karaktergoeders. So vir my, binne in myself, ek weet weet, ons maak die losers groot. Ons is kliphard op sekere goed. Oor hierdie sport, dit maak nie so regtig saak. Maar ons druk baie hard op sekere ander goed. En as jy as ouer dit vir jouself uitgemaak, dan is dit maklik om in daai gesprekke te wees. Dan jy maak jouself eintlik immuun teen om meer gesteer te word deur sekere strome. Daar wat ouers ten alle koste een ding wil fokus, terwyl jy eintlik dink maar oor die as ander goed belangrik is. Maar jy moet dit eers vir jouself uitmaak en duidelik is daaroor. Dan kan jy staan en daaroor in jou lewe daarvoor gestig. En dan 4 die oorwinnings. Ons het baie keer baie stupid goed gevier daar op die huis. Iets wat dan nie vir medaljes op skool gegee word nie. As jy sertifikate nie, maar ons vier dit. Al die goed wat ons vanaand gesê het, as die ouers, as die kinders goed doen daaraan, dan vier ons dit, dan sê ons, jy is so bly jy daarop gedoen. En as jy weet wat jou lys is, en die kind weet wat jou lys is, dan kan jy dit lekker vier en iets maak daarvan. So dit is al wat ek vanaand voor gaan tyd hê, en volgende week sal ons 'n bietjie 'n paar praktiese wenke oor hoe gaan nou hierdie goeders verder, hoe dit implementeer en doen. Jy moet dit sien. Van vlei.